Goeiedag maats, kom ons groet mekaar. Ons groet mekaar in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Maats, ek wil vandag vir julle vertel van Paulus. Paulus was 'n man waarvan daar geskrywe is in die Nuwe Testament. En Paulus het die brief geskryf Timoteus. Timoteus was een van sy medegelowiges en hy het hierdie brief geskryf om aan Timoteus moed te gee. Paulus, terwyl hy hierdie brief geskryf het, was in baie moeilike omstandighede. Nee, hy moes nie by die huis bly en nie skool toe kon gaan nie. Daar was nie COVID rondom hom gewees nie. Paulus was in die tronk in Rome. Want nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe, het die mense van die tyd, die Jode, nie van Christene gehou nie en hulle het probeer om die Christen geloof dood te druk. En hulle wou Paulus stil kry en hulle het hom in die tronk gesit. Maar daar, in sy moeilike omstandighede, in die tronk was nie soos vandag se tronke nie, dit was baie moeiliker, het hy hierdie brief geskryf en kom ons lees die versie wat ek vandag met julle wil deel. Dit staan geskrywe in 2 Timoteus 1 vers 7. Sê Paulus vir Timoteus, hy moet moed hou, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek wil hê ons moet bietjie vandag kyk na hierdie versie en ons moet hoor, wat wil God vandag vir my en vir jou sê in 2021, waar ons al klaar in God se koninkryk lewe. Want julle het mos julle handjies opgesteek en gesê, julle is kinders van God, en die Heilige Gees woon nou mos in julle harte. Dan lewe julle klaar God se koninkryk nou, hier op aarde, saam met die ander gelowiges. Wel, as ek kyk, staan daar eers geskrywe, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Wat beteken vreesagtigheid? God sê vir jou, jy is nie 'n bangbroek nie. Jy het krag. Nie jou eie kraggies wat jy sommer so opbou nie. Nee, want die Heilige Gees woon in jou en daarom het jy krag. Dan staan daar verder geskrywe ook dat liefde, wat se liefde? Is dit hierdie ou warm drukkies en soentjies en ag, ek het so lief vir my maatjie. Nee, maats, dis 'n liefde vir God. As ons God se liefde in ons hart het, dan kan ons die liefde uitleef vir mense rondom ons, ook vir mense wat nie goed is vir ons nie, ook vir mense wat dalk nie goeie besluite neem in ons land of teenoor ons nie. En dan verder, maat, staan nie selfbeheersing. Wat is selfbeheersing? Selfbeheersing is om jouself te stop om die verkeerde te doen. Dit beteken dat as jy getart word, of daar's nooit 'n moontlikheid vir jou om te sê, maar hierdie maatjie het my gesoek en toe stamp ek hom nie. Nee, maats, want ons selfbeheersing stop ons om die slegte te doen. Daai stemmetjie wat sê, kry hom terug. Nee, selfbeheersing sê, ons doen dinge soos wat Jesus wil hê ons moet doen. So, ons het krag, ons het liefde en ons het selfbeheersing. Nou weet julle maats, toe ek hierdie woorde hoor, toe dink ek aan al die verhale wat ons altyd uit die Bybel uit hoor, by die ark. En wat het ek al gedink? Aan Dawid. Julle ken almal Dawid. En ek het ook vroeër hierdie week 'n WhatsApp vir mamma en pappa gestuur om vir julle te vra om bietjie in 1 Samuel te lees saam met mamma en pappa oor Dawid. Dawid het nie in sy eie krag gegaan om vir Goliat te oorwin nie. Dawid het gesê, ek gaan in die krag van God, en hy het vir Goliat oorwin. So daai krag waarvan 2 Timoteus praat, sien ons, het Dawid klaar reg gekry toe hy in God se krag vir Goliat oorwin het. Ek het ook gedink oor die liefde. Dawid het God so lief gehad,
dat toe Saul sleg was teenoor hom, en toe Saul hom leed aangedoen het, en toe Saul homself wou doodmaak, het Dawid gesê, ek sal nie my hand oplig teen 'n gesalfde van die Here nie. Dawid het God net te lief gehad, dat hy vir God respek gehad het, en gesê het, ek sal Saul met goddelike liefde hanteer, ek sal hom nie leed aandoen nie. En weet julle, toe Dawid vir Saul kry, het in 'n grot, het al sy manskappe gesê, maak hom nou dood, dis nou die tyd, kyk, God het hom in jou hand gegee. Maar Dawid het ingegaan en het slegs Saul sy kleed, sy toga, sy jas, sy puntjie afgesny. En hy het hom geen leed aangedoen nie. Hy wou net vir Saul wys, ek was so naby aan jou. En dit het selfbeheersing gekos van Dawid, want al sy manskap het gesê, gaan, maak hom dood, ja, hy wil jou altyd doodmaak, kry hom nou terug. Maar Dawid het selfbeheersing gehad. So maats, as ons kyk na 2 Timoteus 17, dan sien ons klaar die storie wat ons ken van Dawid, hoe Dawid al hierdie goed gedoen het. En ons het gesê, hierdie jaar gaan ons swaarde skerp maak. Dis gaan ons die woord van God aanleer. En die eerste versie wat ek wil hê, julle moet julle eie maak en uit julle koppies uit leer, sodat julle as die duiwel wil kom met alle storieetjies en julle kom aanval en sê, o, jy is sleg, of jy sal dit nooit kan regkry nie, kan jy opstaan en sê. Maar in die woord van God staan daar geskrywe, in 2 Timoteus 1 vers 7, staan dit duidelik, want God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Maats, wat 'n wonderlike boodskap wat ons kan kry van Paulus wat in die tronk gesit het vir vandag. Dat as jy bekommerd is oor hierdie jaar, as dinge nie lekker is nie, kan jy nog steeds sê, ek sal nie vreesagtig wees nie, want die Heilige Gees woon in my, en dan kan ons dit uitleef, soos wat die Bybel ons leer, want groter is hy wat in ons is, as hy wat in hierdie wêreld is, want die duiwel hardloop rond soos 'n brullende leeu, en hy wil ons verslind. Maar nee, maats, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, hy het ons 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing gegee. Kom ons bid saam. Grote God, baie dankie dat U 'n waarmaker van die woord is. Baie dankie dat U in die woord sê, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar liefde, krag en selfbeheersing. Help ons om dit elke dag uit te leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Maats, nadat ons mekaar geseën het, gaan ons lekker saam sing en bely dat groter is hy wat in ons is, die Heilige Gees, as hy wat in die wêreld is, die duiwel. Maar kom ons seën mekaar. Maats, julle sal kan in krag, liefde en selfbeheersing leef, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees nou en vir altyd. Amen. Hê 'n wonderlike week en kom ons sing lekker saam. Totsiens. Sy grootheid en krag. Wow, hy vergewe ons sonde. Die skepper van die groot heelal. Groot is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Jesus in jou is sterker as enige aardse mag.
Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Jesus in jou is sterker as enige aardse mag. En ons sê wow, vir sy goedheid en liefde. Vir sy grootheid en krag, Wow, hy vergewe ons sonde. die skepper van die groot heelal.